En reg. Okay, hallo almal. Ek moet eerlik wees, dis redelik sinetergend. So Lent en lydenstyd is vir my 'n redelike baie belangrike tyd. As Jesus, never mind dat hy vir ons aarde toe gekom het, maar as hy nie vir ons gesterf het nie, was daar geen redding vir ons nie. So toe julle ingekom het, het ons vir almal 'n kruis, my kruis is nie meer 'n kruis nie, opgeteken van as. Die as verteenwoordig dat ons sterflike, verganklike mense is. Ons wil nie altyd daaraan dink dat ons gaan doodgaan nie. Ons wil nie aan ons pyn dink nie. Ons wil nie aan ons issues dink nie. Maar ons word daarmee is deel van die realiteit. En as ons dan dink as Jesus nie vir ons gekom het nie, was daar nie vir ons redding nie. In Genesis 3 vers 19 staan daar: stof is ons en stof sal ons word. Wat 'n redding sou ons daar vir ons gewees het as die Here daai aand op die Olyfberg gekies het en gesê het, jammer, ek drink nie aan hierdie beker nie, hy is nie vir my nie. Maar hy het die dood gekies sodat ons die ewige lewe kan hê. En ek wil hê julle moet dit besef. Dit is die kruks van ons geloof. Kyk na die kruis op jou hand, voel die pols, voel die lewe wat nog in jou is. Ons het nog 'n kans, ons het 'n geleentheid om die Here te kies, om ons saak reg te maak, want die oomblik wat ons uurglas uitloop, is daai kans daarmee heen. So vandag vra ons onsself, is daar in Jesus se leiding, wat kan ons huis toe vat op dit? So ek wil hê ons moet daai laaste tydjie saam met Jesus stap, daai laaste week wat hy nog op aarde was. Ek lees ons saam in Lukas 21 vers 37 tot 38. Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar s'nags het hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. En in die môre vroeg het die hele volk weer in die tempel na hom kom luister. Nou hierdie gedeelte laat my dink aan 'n liedjie. Speakers gaan vir ons aansit. Daai redreis waarna ons is elke dag. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Okay, so ek dink baie huise gaan dit so chaos in die oggende. Nou Jesus het daai laaste week voor sy dood ook 'n roetine gehad. Hy het 'n doel voor oë gehad en hy het daagliks daaraan gewerk. Vers 37a sê vir ons, bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer. Nou dink jy daaraan, dit is Jesus se laaste week op aarde. As ons 'n boodskap kry om te sê een van ons geliefdes lê op sterwe, wat doen ons? Ons wil die tyd uitkoop. Jy wil by daai ou gaan sit in die hospitaal en glo maar daai stoele is ongemaklik. Jy wil hulle hande vashou. Jy daai stukkie ys wat jy op hulle mond sit. Jy wil elke oomblik by daai persoon wees. Jesus het nie sy disippels gekies nie. Hy het die mense in die tempel gekies, vreemdelinge. Hy het hulle gekies om in hulle te belê. Jesus het die grootste gedeelte van sy dag, dis nie saam met sy disippels spandeer nie, maar met die vreemdelinge. In vers C sê dit vir ons, in die môre vroeg het die hele volk dan weer na die tempel na hom kom luister. So bedags het Jesus hulle geleer, en die volgende oggend, en nie sommer vroeg, ek is nie 'n oggendmens nie, maar vroegoggend was die tempel al vol van die volk. Nou, in my werk doen ons 3Q probleemoplossing. Nou, Marius het saam gewerk. Kyk, as jy daai woord hoor, dan wil jy die mure uitklim. Dit voel soos 'n straf, maar dit is 'n stuk gereedskap wat jy het om probleme op te los. Om 'n idee te gee, daar's 'n probleem, daar's rooi vlae en die rooi vlae sê vir jou, jy moet so gou as moontlik optree. Jy moet oorgaan in aksie. So die beginsel is dat iets gebeur. Wat doen jy om daai probleem se die effek van daai probleem te minimaliseer? En dan watter stappe sit jy in plek om dit permanent te verhoed? So in ons alledaagse lewe is as jy van die werk af kom en jy kom in jou badkamer en die plafon is nat en die vloer is nat, besef jy die geyser is stikkend. So wat doen jy? Dis jou probleem.
onmiddellik moet jy die stopkraan toedraai. Jy moet begin droog maak. Dit is die vinnige oplossings wat jy moet doen om die resultaat, soos jy jou vloere verloor nie, nie jou meubels moet verloor nie, begin jy te red. En dan bel jy die loodgieter en dis jou permanente oplossing. So, wat het dit nou met Jesus te doen? In Jesus se laaste tyd het hy vir ons kom leer, dat ons en hy ook issues het wat ons moet adresseer. En voor sy dood leer hy ons. Kom ons dink aan onsself, wat was sy probleem gewees? Hy het min tyd gehad en hy het baie goed om te doen. Hy het baie mense gehad wat hy moes geleer het. Maar hierdie is nie sy probleem nie. Sy probleem is uitbranding. Hoe gaan ons dag tot dag deur nie in 'n stresvolle situasie en nie uit te brand nie? Dis die week voor Jesus se kruisiging. Hy weet hy gaan doodgaan. Hy weet hy gaan gemartel raak. Hy weet al hierdie dinge en tog kies hy ons. Hy het my gekies, hy het my familie gekies, hy het julle gekies. Hy het ons gekies sodat ons die ewige lewe kon kry, dat ons gered kan word. Hy het nie weggeskram nie. Hy kon soos Jona op die eerste skipie gespring het en weggevlug het. Hy het nie. Hy het ons gekies. En as ons nou kyk hoe het hy dit gedoen, hoe het hy verhoed om nie daai uitbranding, om nie uitgebrand te raak nie, dan sien ons dit in die B-gedeelte. Daar staan, maar snags het hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. Ek lees vir ons verder in Lukas 22 vers 39, wat sluit hy so mooi daarby aan. Hy sê, en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver soos wat 'n mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil laat weggaan, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. So die kruks, Jesus, die keer wat hy gemaak het om die uit te brand, lê in vers 39. Volgens gewoonte het hy na die Olyfberg gegaan. Daar het hy sy battery herlaai. Hy het saam met sy disippels gebid. So wat doen ons as ons in 'n chaos situasie is en ons kom agter die lewe se tempo is vir ons te veel? Ons gaan, ek gaan binge watch 'n series. Of jy wil gaan kuier saam met jou pelle, en anderste mense wil net in hulle kamer en die kombers oor hulle kop gaan. Hierdie is 'n week voor Jesus se marteling, 'n week voor sy dood. Hy kies nie weg nie, hy kies ons. Hy kies om saam met sy disippels in die aande op te gaan na die Olyfberg toe, saam met hulle te bid. So as ons kyk na die les wat Jesus vir ons leer, is daar 3 afdelings. Ons moet onsself afsonder. Ons moet bid as dinge te erg raak. En as dinge erger raak, moet ons ernstiger bid. En ons moet saam bid. Speakers, was daai klip vir die war room? Now this is where I do my fighting. A closet. I call it my war room. So you wrote prayers for each area of your life? A prayer strategy? Yes. Now, I used to do what you and your husband are doing, but it got me nowhere. And then I really started studying what the scriptures say. And God showed me that it wasn't my job to do the heavy lifting. No, that was something that only He could do. It was my job to seek Him, to trust Him, and to stand on His word. Miss Clara, I've never seen anything like this. And I admire it, I really do. I don't have time to pray that much every day. But you apparently have time to fight losing battles with your husband. Elizabeth, if you will give me 1 hour a week,
I can teach you how to fight the right way, with the right weapons. Since you're good with the asking price, I'll go ahead and list the house. I'd, like to think about our other discussion. Elizabeth, please forgive me for being so direct, but I see in you a warrior that needs to be awakened. But I will respect whatever decision you make. Thank you, Miss Clara. I hope you have a good day. You too. Don't let me push too hard, Lord. I know I got a big mouth. As ons nou die 3 lesse wat die Here vir ons wil leer verder afbreek, is om ons af te sonder. Ons kan nie God se stem hoor in die chaos nie. Ons moet tyd maak vir hom. Daar's soveel verskonings soos wat ons nou gehoor het. Ek werk lang ure. Ek is te moeg. En as ons eerlik wees, ons het baie verskonings. Daar's soveel krisisse in die wêreld wat ons tyd steel by die Here. En die ironie is, ons laat dit toe. Ons maak daai keuse om nie te gaan bid nie, om nie die Here te kies om af te sonder nie. So ek wil vir julle vra om die week te begin. Kry vir jou plek in jou huis. Maak tyd. Begin klein, 5 minute, 10 minute, maar ons sal moet begin. Dan ons tweede deel is, ons moet bid, en as dinge moeiliker raak, moet ons ernstiger bid. Jesus het toe hy in Getsemane was, het hy met die Vader gepraat. Hy het met die Vader met respek gepraat, maar hy het nie vir hom 'n slaapbedgebedjie gesê van, ag liewe Jesus, pas my op, of Vader, help my so 'n bietjie hier en alles nie. Hy het vir hom sy hart gegee. Hy het vir hom gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, maar U wil. Die feit is, die help nie ons praat met die Here en ons sê net vir hom hierdie maklike goeters elke aand 'n rympie nie. Ons moet vir hom sê wat ons krisisse is, wat ons probleme is. Die probleem is, sodra ons erken wat die krisis is, dan kan die genesing kom, dan kan die Here ingryp en ons kom help. God het nie die beker weggevat nie. Inteendeel, die engel het gekom en die Here versterk, en hy het ernstiger gebid. Sy sweet het bloeddruppels geraak. Hy is nie gevry waar van dit wat gekom het nie. Hy het opgestaan, nadat die engel vir hom versterk het, nadat hy eerlik met sy Vader was, het hy deurgedruk, hy het gegaan tot en met sy laaste druppel bloed uit sy liggaam uit was. Hy het nie teruggedraai nie, hy het deurgedruk vir my en vir julle. So as jy die week bid, wees eerlik met die Here oor die issues wat jy in jou lewe het. En dan vers 3, die derde les is, ons moet saam bid. So ek het vir ons die boodskap se stukkie uit Hebreërs 10 vers 25. Hy sê, juist daarom moet ons gereeld by mekaar kom en nie sommer wegbly nie. Al doen party van julle dit moetswillig. Ek laat moetswillig gebeur. Ek smaal elke keer. Laat ons mekaar se hande vat en mekaar daarmee help. Veral as ons daaraan dink dat dit nie meer lank is voordat die Here kom nie. Ons kerk se slagspreuk is glo, geesvervulde liggaam ondersteun. Ons moet mekaar ondersteun. Jesus het sy disippels saam met hom gevat na die Olyfberg toe. Hulle het saam met hom gebid. Hy het hulle deel gemaak van hom. Dit help nie ons is alleen in die wêreld nie, want daar is krisisse wat te sterk is vir ons as om mense alleen te hanteer. Ons het 'n geloofsgemeenskap wat mekaar kan ondersteun. Ons is soms geneig dat Jesus besef nie waardeur ons gaan nie. Ons het soveel goed wat ons moet doen en die tydjie is so kort. Daar is skaars tyd vir onsself. Maar Jesus het presies geweet. En net soos wat hy ook 'n daaglikse wash, rinse, draai effek gehad het. Ek voel hy moes in die tempel wees, hy's aandhuis toe en die volgende dag moes hy weer in die tempel was. Het dit hom nie gekeer nie. En hy moes dit doen met die wete dat hy gaan sterf. Die diepte van ons verhouding hang af van hoe eerlik ons met God is. Hoe naby ons God in ons lewens inlaat. As ons dit nie gaan doen nie, gaan ons altyd oppervlakkig wees. So, gaan hierdie week in en maak Jesus deel van jou roetine.
sonder jouself af. Begin klein. 'n Begin is 'n begin. Praat met hom deur die goed wat deur regtig in jou hart aangaan. En indien dit kry mense om saam met jou te bid. Is dit? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U saam met ons was vanaand. Dankie Vader dat U elke oomblik met ons is. Dankie vir die wonderlike reën wat hier buite geval het, Vader. En dankie dat ons hier as geloofsgemeenskap saam is. Help ons om mekaar te ondersteun. Help ons om U te kies, Vader. Help ons om met U eerlik te wees, sodat daai verhouding tussen ons en U na die next level toe kan gaan.